laaste lied sing, hy is. Dan wonder ek baie keer of ons die grootheid van God verstaan. Ek wonder maar net. In die week ek gaan weer boodskappe opneem vir Kruiskyk, want ek moet so elke 6 weke vir hulle 6 boodskappe gaan gee. En ek preek niks anders op Kruiskyk as wat ek hier preek. Ek is dieselfde woord. Jy kan maar luister. Jy kry net baie meer hier in die gemeente. Profeteer ek op Kruiskyk? Ja. Bid ek vir siekes? Ja. Sê die Heilige Gees my lei, doen ek al die dinge ook. En ons is besig met die koninkryk van God. En weet jy, hoe meer ek lees en hoe meer ek studeer, ek wil nie sê ek raak beangs nie, maar ek is bekommerd oor hoe die kerk die koninkryk lewe. En ek bedien ook, jy topics, ek gaan die temas vir julle gee, dat julle lang kan dors word. Die een tema is, God word nie beweeg deur jou behoefte nie. God word nie beweeg deur jou behoefte of behoeftes nie. En die ander God, die volgende preek is, God wil in elke behoefte van jou onderneem. Maar dat is mos nou die reëls van die koninkryk. En die derde een wat ek opgeneem het, wat ek gepreek het, en toe reur die ding my gees, is die prentjie wat God vir ons wys, van hom, en hoe die kerk met hom maak. Hoe Israel met God gemaak het. En dan vra ons, hoekom manifesteer die koninkrykskrag nie in en deur ons lewe nie, in die gemeentes nie. Maar as ek nou die goeders kyk en dan moet ek my hart, ek moet hom skoonmaak, ek moet hom werk. Het ons vanoggend hierdie lied sing, so wonderlik, so mooi, He is worthy. Maar hoe hanteer ons die bruidegom? Hoe hanteer ons die bruidegom? Maar dis nie waaroor ek vanoggend met jou wil praat. Ek wil met jou praat vanoggend oor waar is jou naam geskrywe? Where is your name written? Waar is jou naam geskrywe? Sien, want waar jou naam geskrywe is, dit gaan jou toekoms en jou hiernamaals beteken en wys. En ek kan maar vir sê net wat jy wil. Daar kom tye wat jy naby aan die Here wil wees, want die meeste van die tyd is dit vrees. You fear God. Nie met 'n heilige vrees, jy is bang vir die hel. En ander kere dan is God net daar. Maar ek wil met jou praat. Ek wil met jou die skrif deel, so jy ook kan verstaan. Ons is besig met koninkrykslewe. Nee? Maar jou naam is iewers te geskrywe.
of jy dit wil weet, of jy dit nie wil weet, jou naam is iewers te geskrywe. Jy hang nie net in die lug nie. En jou naam is iewers te geskrywe. Maak die Bybels oop saam met my by die boek van Johannes hoofstuk 11. Johannes hoofstuk 8. Johannes hoofstuk 8. As u daar, Johannes hoofstuk 8, en ek gaan lees vanaf vers 1. Die opskrif, die owerspelige vrou. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan en al die mense het na hom gekom en hy het gaan sit en hulle geleer. Kom maar let op Jesus se hele bediening, hy het mense nie bepreek nie. Hy het hulle geleer. En dis die hartseer is dat baie predikers en heiliges verstaan nie die boodskap nie. Ons moet mense leer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs, dis die predikers van daardie tyd, né? Het 'n vrou wat in egbreek betrap was na hom gebring. En toe hulle haar tussen hulle laat staan het, sê hulle vir hom, meester, hierdie vrou is op die daad van egbreek betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig. Maar wat? Maar wat sê u? Ek het al menigte en ek het ook in verlede week het ek ook 'n gesprek gehad van iemand wat met my geestelik wil praat, maar onmiddellik kom ek agter hierdie persoon wil nie waarheid hoor nie, hy wil twis. Wat sê u? Wat sê jy, pastoor? Jy weet, wat verstaan jy onder dit? En baie mense sal jou nader soos die fariseërs en die sadduseërs en skrifgeleerdes Jesus genader het. En dan kom hulle met die skrif, met 'n skrif, dan sê hulle, wat sê u? Maar hulle wil nie waarheid weet nie, hoor. Hulle wil jou betrap. Hulle wil jou verkeerd bewys. En dis die hartseer. Nou ook sê hulle vir Jesus, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. In hierdie week beleef ek presies dieselfde ding. Dieselfde ding. Beskuldiging. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Nou, kyk vir my. Sien die prentjie. Daar het 'n skare mense om Jesus gesit of gestaan, maar daar's 'n skare mense gewees. En hier kom, en hy is besig om hulle te leer. Okay. Hier kom die skrifgeleerdes en die fariseërs met 'n vrou. Tussen hulle en hulle sleep haar net in, jy weet ek dink nie hulle daar met respek behandel nie, want hulle wil hê sy moet doodgegooi word. So dis nie respek nie. Maar hulle het hierdie vrou en hulle sleep haar in en onderbreek die prediking. Die lering. En dan vra hulle vir Jesus, maar Jesus, sien u hierdie vrou? Ons het daar op hededaad betrap in egbreek. En Moses sê, sy moet gestenig word. Hoor wat, hulle kwoteer skrif. Hulle kwoteer die skrif. Nou vra hulle vir Jesus, maar u, wat sê u? Want hulle wil hom betrap.
Hulle wil eintlik Jesus stenig. Maar terwyl hulle hierdie vrou en hierdie beskuldiging inbring, sak Jesus neer op sy knieë en dan begin hy met sy vinger op die grond te skryf. Kom ons lees. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, want hierdie ouens kan knaand wees, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, en van die oudste af tot die laaste toe, en Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig, en niemand sien behalwe die vrou, en hy sê hy vir haar, vrou, waar is daar die beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie, gaan heen en sondig nie meer nie. Nou kyk goed, hou jou Bybel daar oop, dan gaan ons na Jeremia 17 toe. Jeremia 17 vers 13. Jeremia, hoofstuk 17, vers 13. O Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat, laat beskaamd staan, wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Jeremia, skryf daarna Jesaja, Jesegiel, Jeremia, daar langs skryf maar vers 13, skryf maar net neer. Kan ek het weer lees? En nou, Johannes nou, daar is Jesus besig om die skare te leer, nie te preek, nie te leer. Hier kom die skrifgeleerdes en die fariseërs in. Aanhou, hulle het die wet geken, want hulle het God gedien deur die wet. Okay? Jesus buig neer 2 keer en hy skryf op die grond. Nou kom ons hier by Jeremia sê, o Here, verwagting van Israel, almal wat u verlaat, sal beskaamd staan. Het die skrifgeleerdes en die fariseërs het hulle beskaamd deur hulle gewete weggegaan? Ja, hulle het weggegaan so. Wie van my afwyk? Kind van God, ek en jy moet by die gebooie van God bly. Hy sê, wie van my afwyk, sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water, verlaat. Lukas hoofstuk 10. Maak oop daar, Lukas hoofstuk 10 vers 20. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. So in ander woorde, wat sê Jesus vir sy disciples, ek het dit, maar dis die siening van die 70 gewees, al teruggekom en kom rapporteer, en dan sê Jesus, en hier alles baie opgewonde, hulle drywe die duivels uit, hoe moet hulle die bissies bewe, jy sien dit, daar trek hulle. En hulle kom terug, sê Jesus, tot die duivels onderwerp hulle aan ons. Nou sê Jesus vir hulle, maar julle moet nie daaroor bly wees nie.
maar die geeste wat aan julle onderworpe is nie. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Ek vra vanoggend vir u en ons geliefde luisteraars op YouTube, waar is u naam geskrywe? Hy gaan op een van twee plekke op die aarde of in die hemel geskrywe wees. Dis wat die skrifte ons leer, wat ek nou vir julle aangehaal en gekwoteer het. Maar waar is jou naam geskrywe? Nou hier op aarde toe Jesus nou met tussen hierdie lot fariseërs en die skrifgeleerdes staan en hy buig af en hy skrywe op die grond. Nou die Bybel sê nie vir ons wat hy geskryf het nie. So ons kan aannames maak, maar dan moet jy verstaan, dis jou aanname. Soos ek vanoggend aannames gemaak, dis my aanname. Verskoning aannames, ek gaan net vir ons goedjies uitlig en deurlig om dit vir ons 'n bietjie duideliker te maak. Want ek dink julle het al baie dalk hierdie teksgedeelte gelees, maar julle het oor dit gelees, hy het op die grond geskrywe. Maar wat het hy geskrywe? Hy het iets geskrywe. Maar raak ons stil en vra Here Jesus, wat het u geskrywe? Ons sal seker nooit weet nie. Maar dat hy geskryf het, dis 'n feit. Maar in Jeremia sê hy, hulle wie van God af wyk, hulle wat van God af afvallig raak, hulle wat van die fontein van lewende water afvallig raak, hulle name word geskrywe, waar? Op die aarde, op die grond. Maar net miskien, is een van die disippels, of een van die mense wat om Jesus gestaan het. Want jy sien, die mense was 'n nuuskierige wese. Vra jou vrou. Nou, dalk het iemand net so oor Jesus se skouer gekom, en hy het geloer, hy wou weet, of sy wou weet, wat het Jesus geskrywe? En dalk was daar 'n man gewees met die naam van Phineas. En hy loer so oor Jesus se skouer en daar sien hy sy naam. Daar sien hy sy naam op die grond geskrywe. Dring het tot hom deur. Kyk in na Jesus se oë en hy lees en hy verstaan wat Jesus daar skrywe. Phineas, hoe lank gaan jy nog ongehoorsaam aan my roepstem bly? Jou naam, Phineas, is op die grond, op die aarde geskrywe, want jy veronagsaam my roepstem. Phineas, kyk oor die skouer, sien sy naam op die grond. En hy kyk na Jesus en Jesus sê vir hom, Phineas, hoe lank nog gaan jy ongehoorsaam bly aan my roepstem? Geliefde toehoorder, ek wil vir jou vandag sê, God roep my en jou. Hy ken jou by die naam. Hy roep jou by die naam. Maar soveel mense, hulle veronagsaam die roepstem. En hulle bly ongehoorsaam, en terwyl hulle ongehoorsaam bly, bly hulle naam op die grond geskrywe.
Of jy nou 'n kerkganger is, of jy nou lidmaat van 'n denominasie is, dit maak nie saak nie. Ek het binne die denominasie gesit 30 jaar, gedink ek is gered. Maar jy sien wanneer die vraag gevra word, daai direkte vraag gevra word, wat jy nie kan veronagsaam nie, jy kan dit nie omseil nie, jy kan nie met slim woorde of met jou teologie probeer om dit werk nie. Wanneer daardie roepstem jou slaan, hoe lank nog gaan jy ongehoorsaam bly aan die roepstem? Hoe lank nog? Maar nou kom Pinias dalk en hy sê, luister mooi kind van die Here, ek weet nie wat op die grond geskryf. Al wat ek weet, die Bybel sê die naam van hy wat van God afgewyk het, sy naam word op die aarde geskryf. Dit weet ek. Maar wat Jesus geskryf het, weet ek nie. Soos ek sê, ek gebruik net hierdie man Pinias as 'n voorbeeld. Hoeveel keer Pinias het ek jou geroep om my te volg? Dalk het Pinias hom gevolg, maar so halfhartig, so once in a while, dan wil hy die pastoor of die dominee, wil hy 'n guns doen, dan gaan hy kerk toe kom. Of so once in a while, dan gaan hy die Here loof of prys. Of so once in a while, gaan hy die Here tip. Asof God 'n waiter is. Jy sien kind van die Here. Maar wat het Jesus geskryf, Pinias? En nou antwoord Pinias om dalk. Hy sê, Here, wat van my posisie? Wat van my aansien? Wat van my ouers, Jesus? Wat van my man, Jesus? Wat van my vrou, Jesus? Wat van my kinders, wat van my familie? Wat gaan die werk sê as hulle hoor, maar Jesus het vir Pinias geroep en Pinias het geantwoord en sê, Jesus, hier is ek volg u nou met my hele lewe. Ek soos u lewe vir my gegee het, gee ek nou my lewe vir u. Jesus, verstaan u dan nie? Verstaan u dan nie my posisie nie? Hulle sal my uitgooi. Hulle sal my vervolg. Nee, Here, nie nou nie, later. Later, dan sal ek u volg. Ek sit met soveel mense en ek deel met hulle Jesus en dan sê hulle vir my, maar weet jy, pastoor, ons sal later. Ons moet dan nou eers ons lewe reg kry, dan gaan ek die Here Jesus volg. Ek moet dan nou eers nou van die Gunston's ontslae raak. Ek moet dan nou eers nou van die gold dollars ontslae raak. Ek moet dan nou eers nou van daai bier en die wyn en die wat ook ontslae raak. Ek moet dan eers ontslae raak van die pornografie. Ek moet nou eers ontslae raak nou van die en ek daai. Nou, ouens, ek praat waarheid met jou, hoor. Dis nie wat Jesus op die grond geskryf het nie, dis wat julle pastoor hoor. En julle het dit heel moontlik ook al gehoor. Later sal ek u volg. Pinias, jou naam is geskrywe op die grond, op die aarde. Jy moet 'n besluit maak, Pinias. Daar kom 'n tyd wat jy nie meer besluite kan maak nie, want dit gaan vir jou te laat wees, vir ewig te laat. Sien, mense dobbel met genade tyd. Ek is nog te jonk. Of ek is te oud.
Mense dobbel met genade tyd. Phineas, jy weet wat dit beteken. Jeremia 17 sê, wat gaan gebeur? Jy het van my weggegaan. Jy het die fontein van lewe verlaat. En jou naam word geskrywe. Soveel mense soos Phineas, die Here roep en sê, kom volg my. Kyk my in die oë en ek kyk u in die oë. God roep jou nie om 'n kerkganger te wees nie. God roep jou om in gemeenskap met hom te wees. Hy roep jou om in jou te kom woning maak en jy in hom woning maak. En uit daardie verhouding vloei jou kerk bywoning. En alles wat daarmee gepaard gaan. Ek maak 'n stelling en ek is versigtig wanneer ek hierdie stelling maak. Maar daar is te veel mense wat in die kerk is as kerkgangers, maar is nog nooit met God versoen nie. Hy het nog nooit in hulle kom woning maak of hulle in hom woning gemaak nie. Maar as kerkgangers. Hoe sal ek weet, Phineas, as jy besluit geneem het, dan vra ek jou om my gebooie na te kom. Om van eienaarskap te verander. Van die duiwel af na my toe. Phineas, ek wil jou God wees. Ek is 'n jaloerse God. Ek gaan jou nie deel, Sondag as jy myne, en dan Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag, as jy die duiwel sinne nie. Nee, Phineas, jou naam is geskrywe op die grond, op die aarde. Phineas, jy moet 'n besluit maak. Sien kind van die Here, en heel moontlik, ek weet nie, heel moontlik, maar die Bybel sê, hy het weer neergebuig, toe skryf hy weer. Dalk het hy Phineas se naam, of daai gedeelte waar hy geskryf het, het hy met sy hand doodgevee. I don't know. Maar toe skryf hy weer. Dalk het hy op langs, ek weet nie, maar hy het op die aarde geskrywe. Wat het hy geskrywe? Die Bybel sê nie vir ons wat hy geskryf het nie. En Phineas het gekyk. Dalk het hy besluit gemaak, dalk het hy nie 'n besluit gemaak nie. En hy staan terug, geskok. En die getrouheid van die mense en die skierigheid. Kom 'n volgende ene, en hy loer so oor Jesus se skouer. En hy kyk, wat het Jesus geskrywe? En met 'n skok besef Simeon, dis sy naam wat daar geskrywe is.
waar is u naam geskrywe? Op die aarde of in die hemel? Een van twee plekke. There's not a in between. Simeon, en hy kyk na Jesus, en Jesus kyk na Simeon. En Simeon sien heel moontlik in die oë van Jesus die boodskap wat hy daar skryf by sy naam. Simeon, jy het mos 'n besluit gemaak. Daar was mos 'n tyd in jou lewe gewees, jy het 'n besluit gemaak, Simeon. Hoekom, Simeon, het jy ontrou geword? Hoekom het jy ontrou geword, Simeon? Jy het dan 'n besluit gemaak. Daar was 'n dag gewees. Ek het by jou kom stil staan. Ek het jou oortuig deur my gees dat jy my nodig het as 'n redder en as 'n verlosser. En jy het ja gesê. Jy het my aangeneem. Jy het my koning van jou lewe gemaak. Maar jy het ontrou geword. Jy het ontrou geword, Simeon. Die sosiale lewe het jou ingetrek, teruggetrek. Ons is baie keer so geestelik oppervlakkig. Ons word so maklik uit die onderlinge byeenkomste uit weggetrek. Simeon, hoekom het jy ontrou geword? Hoekom wandel jy op twee weë, Simeon? Party dae as jy met my, en ander dae doen jy jou ding. Simeon, het ek nie gesê jy kan nie twee here dien nie? Simeon, ek het jou gewaarsku, jy kan nie twee here dien nie. Of jy gaan die een lief hê, en jy gaan die ander een haat. Ontrouheid. Simeon, ja, Here, maar hulle spot my. Hulle spot my, Here. Leer Pastor Gerry Perwa jou nie om kwaad te verdra nie. Leer ek jou nie om nie aanstoot te neem nie. Maar ten spyte van dit wat ek jou leer, doen jy dit nog steeds. Jy sien, kind van die Here, wat het Jesus op die grond geskrywe? Simeon, ja, maar Jesus, ek is verplig om die vergaderings by te woon. Ek kan nie nou nie, Here. Ek kan nie nou nie, ek moet die vergaderings bywoon. Ek moet dit gaan doen en vir die ander ene gaan doen. Jy broer, suster, seun, dogter, Simeon, jy verstaan nie hoe subtiel Satan werk nie. Sy gif as die van 'n adder. Stelselmatig buite jou en stelselmatig trek hy jou weg. Stadig werk die dood van die werke van die vlees, kom het weer in jou systeem in. Daar waar jy gelos het, gesê, Here, vergewe my, en ek het jou vergewe, dan gaan jy terug daarna toe. Simeon, dis jou naam, wat daar geskrywe staan. Maar Here, U moet verstaan,
Die mense tussen wie ek beweeg. Hulle is mense van aansien. Jesus, ek kan U nie aan hulle verkondig nie. Ek kan U nie na hulle toe vat nie. Hulle is mense van aansien. Doen ons nie dieselfde nie. Ons wil koninkrykslewe lewe. Ons wil die volheid van die koninkryk van God wil ons belewe. En dan wil ons God beskuldig dat sy woord nie werk nie. Weet jy, kan ek jou vra, ek wil dit net inbring by die woord. Kan ek jou 'n vraag vra? Ek en Letty en Salome en Natasha is vanoggend eerste hier. En er kom 'n vrou aan. Goed gekleed. En hierdie vrou soek na die pastoor. Maar toe kyk, toe ken ek herken haar. En Letty sê vir haar, maar die pastoor kan nie met jou praat, hy praat nie met mense voor diens, en kom kerk toe, en dan na die tyd. Maar aan die einde van die dag, so sê Letty, maar sy sal met haar, want ek sê toe al praat met een van die susters, Letty sê, maar sy sal met haar praat. En terwyl sy daar met Letty om die tafel sit Natasha daar, en ek sê vir Natasha, daai vrou gaan vir Letty vertel, haar man is dood. Het sy dalk vir jou vertel, sy het geld nodig om haar behuising te betaal? Die vermeteldheid van iemand wat lieg, vergeet uit gelieg. Simeon, jy skaam jou vir my. Sien kind van God, ek wil jy moet in hierdie dag verstaan. Simeon, jou naam is geskryf op die grond. Ja, maar ek het Jesus aangeneem as my saligmaker. Wat sê Jeremia vir ons? Hy wat van die Here af wegwyk, van hom afvallig word. Ja, maar die pastore leer ons, een keer gered, altyd gered. Dis nie wat die Bybel leer nie. Wanneer hy kom, en jy skrik wakker, en jy kom agter, daar's die olie in jou lamp nie, en jy raak desperaat, jy wil vir die ander wat olie het, jy wil vir hulle olie hê, en dan sê my ek het nie vir jou nie, gaan koop vir jou olie, dan kom jy terug, en jy kom by die bruilofsmaal, en dan sê ek ken jou nie. Simeon, jy het dan 'n besluit gemaak. Daar was 'n dag gewees, wat jy my belei het. Jy sien, ons maak maar dieselfde as Simeon. Maar die Here praat al hoe lank met jou. Wees getrou. Wees getrou.
Ek wil jou vandag sê, die koninkryk van God sal die moeite werd wees vir jou. Simeon, kan my nie Sondag wil kom aanbid en die res van die week dien jy die duiwel nie. Hoe lank moet Jesus nog wag? Kyk na die smeeking in sy oë. Simeon, hy wag. Hy wil nie jou naam van die aarde. Hy wil dit afvee, hy wil dit doodvee. Hy wil dit skrywe in die boek van die lewe. Dis wat Jesus wil doen. En hy kyk in Simeon se oë en hy smeek hom, maak nou 'n besluit. Jy gaan nie meer ontrou wees nie. Dis hoekom ek sê, Callie, as ek hierdie koninkryksboodskappe so deurwerk, dan praat hy met my. En dan wonder ek baie keer, gaan jy dit maak, seun? Gaan jy dit maak? Maar as ek na die woord van God kyk en ek weet God se koninkryk werk net met geloof, dan weet ek gaan dit maak. Ek gaan dit maak. Kyk na die smeeking in Jesus oor. Jesus sal graag jou naam wil doodvee op die grond en vir die engele bevel gee, skryf sy naam in die boek van die lewe. Maar die besluit is nie by Jesus nie. Die besluit is nie by Jesus waar jou naam geskrywe word nie. Die mens homself besluit waar sy naam geskrywe word. Engele is gereed om jou naam te skryf in die boek van die lewe, maar hy wag op my en op jou. Hou op om te sê, ek is 'n lidmaat van dunamisbediening of 'n lidmaat van 'n kerk. Jy moet 'n ledemaat wees van die liggaam van Jesus. Okay? Dis wat jy moet wees. Maar kind van die Here, dalk is daar nog 'n keer wat Jesus skryf. Die Bybel sê dit 2 keer, maar miskien net skryf hy nog daar 2 goeders daar neer. En nou Simeon stap weg. En hier kom nog 'n man. En nou moet jy mooi luister. Gemeente, luister mooi, luisteraars op YouTube, luister mooi. En hier is daar nog 'n man en hy kyk so oor Jesus se skouer. En daar sien hy sy naam, Nicodemus. En Nicodemus kyk na Jesus en Jesus kyk na Nicodemus. En Nicodemus sê, maar Jesus, maar u het my onderrig aangaande die wedergeboorte. Maar Nicodemus, wedergeboorte is nie genoeg nie. To be born again is not enough. Want toe jy tot wedergeboorte gekom het, Nicodemus, toe is jy 'n geestelike baba. En het julle al gesien met 'n geestelike babas voor op die waar raak? Het jy al gesien wanneer Christene verwaand raak? Wanneer geestelike babas, wanneer hulle dink hulle is volwasse, hoe hulle funksioneer en dinge wat hulle sê. Nicodemus, wedergeboorte alleen is nie genoeg nie. Jy moet van 'n baba na 'n volwassene opgroei. Jou denke moet vernuwe word. Nie met opinie 3 vers 3 nie, maar met my woord, soos my gees die woord lewend maak aan jou, Nicodemus.
Jy sien, die meeste van ons kerkgangers, hulle wil die Here aanneem as saligmaker, want hulle wil nie hel toe gaan nie. Maar koninkrykslewe belewe hulle nie, want dit kos jou. Maar jy moet verstaan, om jou tot wedergeboorte te gebring het, waar jou gees met God versoen is, het 'n prys gekos. Daar word deesdae gesukkel mense by die onderlinge bijeenkomste te kry. Dan praat ek nie eens van die leringe wat aangebied word nie. Nikodemus, dis nie genoeg. Wedergeboorte alleen is nie genoeg nie. Want as jy 'n fisiese baba vat, wat net gebore uit die moederskoot uitgekom het, en jy los daardie baba, met die naalstring nog aan, en los hom vir so 'n week of 2, kyk jy of daai baba dit gaan maak. Daai naalstring gaan hom, of vir haar, daai baba, vergiftig, en hulle sal doodgaan. Maar ons dink, want die prediking maak dit maklik. Ek moet net die Here aanneem, en dit sal genoeg wees. Nikodemus, wedergeboorte alleen is nie genoeg nie. Jy moet opgroei. En as Efesiërs hoofstuk 4 gaan lees, en ek dink ek wil dit vir ons lees. Efesiërs hoofstuk 4, vanaf vers 11. En hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges, met ander woorde hulle wat tot wedergeboorte gekom het, toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus, nie om lidmate te maak van 'n gemeente nie. So ons het soveel lidmate. Jy kan maar die predikers hoor as hulle by mekaar kom. Hoeveel lidmate het jy? Welkom sê ek het niks lidmate nie. Ek maak disippels. En weet jy wat maak ek as ek aanhou? Johannes hoofstuk 6. Toe Jesus 'n woord vir hulle gee, vir hulle sê, as julle nie my vlees eet en my bloed drink nie, ek kan julle nie deel aan my hê nie. En die Bybel sê die woord is te swaar gewees en die disippels het van hom af weggegaan. Sodra jy mense wat by daardie deur inkom, om met mense met wie jy praat, sodra jy hulle wil toerus, dan raak hulle weg. Dan is die woord te swaar, die commitment is nie daar nie. Nikodemus, wedergeboorte is nie genoeg nie. Jy moet opgroei. Jy moet opgroei. Jy moet toegerus word. Luister mooi, kan ek dit weer lees vir ons? Vers 12. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus. Luister nou mooi wat sê vers 13. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, vers 14, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger heen en weer gedrywe word, deur elke wind van lering, deur die bedriegery van mense, deur sluiheid om lustiglik tot dwaling te bring.
Maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en verbind en deur die onderskeiding wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy opbouing in liefde. Somebody need to love you enough to tell you truth. Wedergeboorte is nie genoeg nie. Jou kerkbywoning is nie genoeg nie. Jy moet geleer word sodat jy jou bediening kan vervul, sodat die Here Jesus Christus gestalte kan kry in jou lewe, waar jy op die plek kom waar hy hom openbaar maak deur jou, dat mense Jesus in jou kan sien. Dis waarna ons moet werk. Mense wil net hemel toe gaan. En die meeste van hulle wil ook eers nie doodgaan nie. Kom kyk. Kom kyk. Kom, ons kyk, Here, maar sê ou Nikodemus, ja, maar nou, hy's 'n fariseer gewees, hoor. Maar ek het dan so groot geword. Dis al jare wat ek gewoond is daaraan. Jare ken ek dis hoe die kerk moet wees. Kom kyk. Kom, ek wil jou vandag sê, hierdie prediker kan vir jou vertel. Ek was vir hoeveel jaar was ek in die kerk gewees. Ek 'n wynpak aangegaan, 17 jaar oud. Voorste gestoeltes gesit en so kan ek aangaan en ek kan aangaan en ek kan aangaan en ek kan jou vertel. Ek was gewoond gewees. Dis hoe kerk moet wees. Maar toe ek tot wedergeboorte kom, geesvervul, toe kom ek agter, daardie lewe is 'n gees van misleiding, bedrieg. As jy lewe jy haat aan gees wat misleiding bring, jy dink jy's reg, maar jy sê reg nie. That's why you need the Spirit and the Word of God. Nadat jy tot wedergeboorte gekom het, het jy die Woord en die Gees nodig om jou identiteit in Christus te herstel. En jy daarin kan opgroei. Dan raak het makliker om kwaad te verdra, hoor. En om nie aanstoot te vat nie. Stywe lippies, min woorde. Nikodemus, jou naam is geskrywe. Hoe lank gaan jy nog uitstel? Hoe lank moet Jesus nog wag voordat jy jou volkome oorgee? Hoe lank nog voordat jy besef wie jy in Jesus is? Hoe lank nog voordat jy die nuwe lewe aangryp en beginne lewe? Jong man, geesvervuld, lief vir die Here, vol van die woord. En jy begin te beweeg tussen jou vriendekring wat jy gehad het. Sommige gaan jou haat, sommige gaan jou lief hê. Almal gaan jou nie lief hê nie. Hoor wat jy sê. Nie sleg voel daaroor nie. Jy is nie groter as hy wat in jou is nie. Hulle het dit met hom gedoen en hulle gaan dit met jou ook doen. Hulle sal van jou af weggaan. En weet jy, die eerste van alles en die moeilikste ding is die familie. As ek hoor hoe ouens wat die Here nie eers dien nie, en hulle ouers het die Here nie gedien nie, maar ek sal seker daar in die hemel weer sien. Weet jy wat die hemel jy al gaan sien nie? Maar dis nie waar God gaan wees nie. Kan jy sien die misleiding? Ja, maar God is 'n genadige God. Sy genade is nou. Waar is jou naam geskrywe? Ek en jy moet opgroei en soos in 'n spieël te kyk,
met 'n onbedekt, al wat daai onbedekte gesig kan wegvat is openbaringskennis, niks anders dan nie. And don't challenge me on that. Come tonight, I will show you. Al uw koningskap, priesterskap, ambassadeurskap, tempel van God, medewerker van God, tot daai bedekking nie weggevat. Jy kan sê, ja, maar ek het tot weer, dis reg, jy kan tot wedergeboorte kom, maar jy het nie gegroei nie. Kali, weet jy hoeveel mense so al dood neergeslaan het, as ek soos Petrus was? Kom lieg julle vir my. Afbop en ek sal so gewees het. Hulle sou beklei het, hierdie ouens hier by die Willies en daai ouens sal beklei het oor my. Ja, jy gee goeie customers. Jy is goed vir ons besigheid. Maar ons dink om sommer so 'n wit leentjie te lieg is so right. Dis nie right nie. It's not right. It's nie right nie. Kom ons groei. Kom ons maak seker. Kom ons maak seker dat ons naam geskrywe is. Pinias, hoor my roepstem. Simeon, hou op om ontrou te wees. Nikodemus, wedergeboorte alleen is nie genoeg nie. Jy moet opgroei. So nie sal jy doodgaan. Ek weet nie van julle nie, maar hierdie goed is pla my. Ek kyk na mense. En jy lees jou Bybel. En raak ou bang. Jy raak nie bang vir die wêreld, maar jy raak bang vir die kerk. Kom kerk. Waar is jou naam geskrywe? En ek wil vir jou, en ek wil die ouens op YouTube, ek wil julle geleentheid gee. Wil jy nie 'n minuut of 2 vat? Nie daar waar jy sit. Vra vir God. Praat met God. Waar is jou naam geskrywe nie? En maak jou besluit nie. Kan ons dit doen? Ek wil nie algemene uitnodiging maak nie. Nie daar waar jy sit. Praat met God 'n bietjie. Baie dankie, kom ons doen dit.